Goeiemôre gemeente. Ons is vanmôre ook bevoorreg om saam met die Here aan die tafel te kom sit vanoggend en saam met die gemeente ook die tekens daarvan te kan gebruik. Manie sit my net so 'n bietjie sagter. Ek hoor myself ego. Dankie. Vriende, ons is voor die Here stil in sy teenwoordigheid en daarom gaan ek vra dat ons net daar waar ons is, kom ons buig ons hoofde. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Van God die Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, in die volle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan opstaan, ons gaan die Here begroet met 'n loflied tot sy eer. Loof die skepping, loof die Heer, verhef jou stem om hom te eer. Daarna, as ons klaar die lied gesing het, kan u weer u sitplekke neem en dan gaan ons die dankoffers opneem. Loof heel die skepping, loof die Heer, verhef u stem om hom te eer. Kom en prys hom, halleluja, die aarde op sy vaste baan, die wolke en die silwermaan. Kom en loof hom, kom en prys hom, halleluja, halleluja, halleluja. Hy is ons God wat alles dra, en niemand ooit om bystand vra. Kom en prys hom, halleluja, sy krag in droefheid, krag in leed, sal niemand ooit na waarde meet. Kom en loof hom, kom en prys hom, halleluja, halleluja, halleluja. Laat alles voor die Skepper buig en hom ootmoedig dank betuig. Kom en prys hom, halleluja. Loof, loof die Vader, Seun en Gees, drie-enig God met heilige vrees. Kom en loof hom, kom en prys hom, halleluja, halleluja, halleluja.
Gemeente, ek gaan dan ook met die afkondigings afhandel, voordat ons oorgaan na die woord toe. En daar is 'n klomp mense op ons lys van gebede. Julle kan na al die name ook kyk wat daar is. Ek was gou by Louis gewees. Dit gaan met hom baie swaar op die oomblik. Julle kan maar aan Louis dink in julle gebede. Die dokters het gesê alle behandeling word nou gestaak. So dink maar asseblief aan Louis. En teens, dit gaan huis by die huis, dit gaan met hom goed, redelik goed, maar ja, ons kan aan hulle dink. Fossie was vir operasie, hy sterk by die huis aan. Tannie Janet, sy het gesê, ek moet nie haar naam noem nie, maar sy gaan eersdaags, einde van die maand, gaan sy ook vir 'n operasie. Ek self gaan gou Dinsdag vir 'n klein dingetjie gaan. Dink maar net ook daar vir ons, en dan het ons ook verneem dat Tannie Magda, Jaco se ma, het Vrydag gegly en geval. Ons kan ook net aan haar dink in ons gebede. En toe het Piet vanoggend vir my vertel van sy kleinseun wat gebore is. Ek het nou net die dogter se naam weer vergeet, ou Piet. Ashley se dogter in Queenstown het 'n priem babietjie gehad in die week. Hy's op 33 weke gebore. Sy naam is TJ. En hulle moes hom nou oorplaas na Port Elizabeth toe. En sy bly nou in Queenstown in die hospitaal agter. En pa en seun is Port Elizabeth toe. So hulle het ook gevra as die gemeente ook vir Ashley en vir TJ aan die Here kan opdra. Dan met ons verjaarsdag gaan ons gou vir al die volgende mense geluk sê. Ek sien Kobus is hier. Kobus, waar sit jy? Baie geluk. Kobus Kraus. Julle moet daarom seker weet wie dit is, ou Wilrie. Baie geluk Kobus, mag dit 'n mooi en 'n geseënde jaar vir jou wees. Hy verjaar môre. Woensdag verjaar Gert. Baie geluk Gert. Mag dit 'n mooi jaar vir jou ook wees. Kyle, jy moet net laat hom Gert sy hand opsteek, want daar is hy. Anders kry jy nie 'n chocolate nie. En dan Tannie Spookie, ek het haar nie vanoggend gesien nie, maar sy verjaar saam met Gert. Donderdag verjaar Odiel van die Westhuizen. Odiel, is jy hier vanoggend? Ek het haar nie gesien vanoggend nie. En Issy Raads, Erika Turner, en ook Tannie Ria van Wyk. Is Tannie Ria hierso? Daar sê, baie geluk Tannie Ria, mooi en geseënde jaar. Vrydag verjaar Wilmarie Kraus, sy hier. Sy is nie hier nie. Vir wie gee ons haar chocolate? Kobus vir julle. Ek weet nie vir wie moet ons Wilmarie se chocolate gee. Waar is Rian hulle hier? Hulle is nie hier nie. Gee sommer vir oom Kobus hulle chocolate. Wilrie. Dankie. En dan Sondag volgende week Johnny de Klerk. Daar sê oom Johnny baie geluk. En saam met hom Bertus Hendriks. Daar sê Bertus baie geluk met jou verjaarsdag ook, hoor. Jaco, daai kant sit Bertus daar met die blou hemp aan, hoor. Goed vriende, wat gebeur hierdie week? Daar's nie veel nie, net om te sê vanoggend na die diens, na die nagmaal vra ons gou vir al die voorsitters en die finansiële ouens, kom net gou vir ons konsistorie toe. Ons moet gou die geauditeerde state afteken voor môre aand se kerkraadsvergadering. Marie, jy moet ook daar wees in die vergadering, en dit gaan nie lank wees nie, dit hang maar net af hoe lank julle het om te praat, of hoe baie julle het om te sê. Ek is 'n stil ou, ek praat nooit in vergaderings nie. Dan ook môre aand 5:30, al die diakens vanmôre, herinner ek julle aan die opleiding, môre aand 5:30 voor die kerkraad, gaan Gert gou met julle 'n bietjie opleiding hanteer, en 6:00 begin die kerkraadsvergadering self. Almal van julle wat nou vanoggend hier is op die kerkraad, en jy het nog nie jou agenda nie, hy lê hier agter in die konsistorie op die tafel. So na die erediens, as ons af gaan sluit, kom gou konsistorie toe, kom haal net jou notiele en agenda, en gaan dit net deur voor môre aand. Dan Woensdag is daar nie Bybelstudie nie, ek moet nog 'n bietjie herstel van die operasie, so daar gaan nie Woensdag Bybelstudie wees nie, en volgende Sondag het ons dan erediens, en die kategese is dan ook weer volgende Sondag aan die gang. Lindy Strydom vir die dames, vriende, daar's nie baie kaartjies oor vir hierdie oggend nie. Ons vra asseblief dat julle vir die kerkkantoor skakel, of vir Estel, sy is hier vanoggend, daar's nog so 7 of 8 oor, dink ek, so jou kans om 'n kaartjie te kry, loop uit.
dit gaan 'n baie spesiale oggend wees. Julle ken vir Lindy van al die jare op TV en haar geloofsprogram wat sy op kyk net gehad het. 'n Pragtige jong vrou. So dames, kry vir jou 'n kaartjie, dit gaan 'n baie mooi oggend ook wees. Net weer 'n herinnering vir die geslote lande waarvoor ons bid, gemeente. Dit is 'n wonderlike inisiatief van ons getuieniskommissie af, dat ons vir julle weekliks lande en nasies gee, mense wat vervolg word, of waar daar geen sendelinge eers toegelaat word nie. Elke week is daar 5 lande wat op die afkondigings kom, so asseblief in julle stilte tyd in die week, gebruik dit ook om vir daardie nasies, vir daardie volke te bid, dat die Here ook daar sal kom ingryp. Dan het ons 'n klomp nuwe intrekkers wat ons moet verwelkom. Is Werner hier vanoggend? Is Gustaf hier, Werner? Gustaf, daar sit jy op die punt, hardloop jy gou na my toe. Want jy wat daar bo sit, jy kry nooit kans om vir ons te kom help nie. Nou vat jy die lang pad. Ek verstaan nie. Langs jou is die hele bank oop. Maar jy moet nou voor almal verbyskuif. Ons sal net eers seker maak dat almal hier is, vanaf die, kom ons wag eers vir Gustaf, kom staan hier bo op die preekstoel, ou. Staan hier langs my, kyk hier nou waar is sit hulle. Vanaf die St. John's Methodist Kerk, het ons verwelkom ons vanoggend vir Janel Basson. Janel, is jy hier voor sit julle, en daar sit jy in, Jayen, daar so is vir hulle, ek gee vir haar net enetjie, en dan ook vir Tannie Bella, baie welkom Tannie Bella, hulle sit al drie hier voor, en dan het ons ook 'n lidmate wat van Suid af oorgekom het, en dit is, net hier so sien, my ding is nie mooi gestypel nie, Sas en Maderie Leroux, is julle vanoggend hier? Daar bo sit Sas en Maderie, baie welkom ook aan julle hier by ons in die gemeente. Sien jy, ek het mooi gedink, jy gaan nou eers onder, en dan gaan jy weer bo, en dan gaan jy gaan sit. Dan skuif jy net maar weer verby al jou mense, daarbo. Goed, gemeente, voordat julle nou te veel stres, die dominee kry min tyd om oor homself te praat. In Januarie maand, toe swem ek en die seuns in die swembad, en soos wat dit my jongste se gewoonte is, stoei hy sy pa, en hy vat 'n swembadpyp en hy slaan my oordrom af. So dit is nou al wat gebeur het, daar's 'n gat in die oor, en hy het nie toegegroei nie, en die dokter sê vir my, jou brein is blootgestel, as die gat nie toegaan nie, kan jou brein vatbaar wees vir allerlei siektes. So dit is nou maar net 'n klein operasie, hulle gaan 'n nuwe oordrom bou, en dan plant hulle nou net die nuwe oordrom op die bestaande een. So moenie worry nie, ek kan my vrou hoor, partykeer wens ek kon nie, maar ek kan, en hy het gesê die gehoor sal so met 20% verbeter, ek het so 40% op die stadium, maar dit gaan weer na so 60 toe gaan. Dit is vir my eintlik baie lekker, gerieflik om vir haar te sê, ek hoor jou nie, kom staan voor my, maar nou sal ek dit een van die dae nou nie weer kan doen nie. So dankie vir julle gemeente wat nou verskriklik geskrik het oor wat se operasies nou, dis daarom niks groots of intens nie, maar die gevolge kan sleg wees as 'n ou nie daarna kyk nie. Gemeente, julle kan vanoggend saam met my julle Bybels oopmaak by 2 Samuel, hoofstuk 11. Samuel hoofstuk 11 en ook by hoofstuk 12, ek gaan nie na al die hoofstukke in detail deurlees nie. Ek gaan net hier en daar vir u gedeeltes uithaal, want u ken die verhaal baie goed. Het gaan oor die oorspel wat Dawid gepleeg het met Batseba. So as u Bybels dan oop is, by 2 Samuel hoofstuk 11, kom ons staan vir die lees van die woord. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur.
Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Een dag het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. En Dawid het oor haar navraag gedoen en iemand het gesê, dit is Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hetiet. Vers 5. Die vrou het swanger geword, vir Dawid laat weet, ek is swanger. Dawid het op sy beurt 'n boodskap na Joab toegestuur, stuur vir Uria die Hetiet hiernatoe. En Joab het hom na Dawid toe gestuur. Uria het by hom gekom en Dawid het hom gevra, hoe gaan dit met Joab en die leer? Hoe vorder die oorlog? Hierna het Dawid vir Uria gesê, gaan nou maar huis toe, gaan rus 'n bietjie. En dan hoor ons dat Uria nie by sy vrou in die huis was nie, hy het in die poorte gaan slaap. En dan lees ons weer by vers 14. Die volgende oggend het Dawid 'n brief aan Joab geskryf en saam met Uria gestuur. In die brief het hy geskryf, gee tog aan Uria 'n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug, sodat hy in die slag kan bly en sneuwel. Terwyl Joab die stad beleer, het hy Uria op 'n plek gesit waar hy geweet het, daar is dapper teestanders. Die burgers van die stad het uitgekom en teen Joab geveg. Daar het van Dawid se soldate gesneuwel en Uria die Hetiet het ook omgekom. Joab het vir Dawid ingelig oor die verloop van die geveg. En dan vers 25. Dawid het die boodskappers beveel gaan sê vir Joab, jy moet jou dit nie te veel aantrek nie. Dit gebeur nou maar eenmal so dat mense sneuwel. Veg dapper in jou stryd teen die stad en verwoes dit en praat om moed in. Uria se vrou het gehoor dat haar man dood is. Sy het oor hom getreur. Toe die routyd oor was, het Dawid haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. U kan u sitplekke. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Vanmôre het ons U nodig. Ons het vir U vanmôre bitterlik nodig. Want Here, ons werk vanoggend met 'n baie swaar teks. 'n Teks wat vir ons almal oproep tot verantwoording. Daarom, dierbare Gees, het ons U inspraak nodig. Dat U vanmôre ook die woord sal kom duidelik deel met ons, maar Vader, dat ons ook daarna met 'n hart vol vrede by U sal kom wees. Kom lei vir ons in die verkondiging, Here, werk met U kinders, kom praat met ons en kom wys uit wat ons moet hoor. En dit kan ons maar net vra, Here, want U woord is tog die waarheid, dis Hy wat ons op die pad lei, en daarom moet ons hoor wat die woord sê. Hou vir ons dan ook vanmôre hierin vas, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, tot so by 2011 was die wêreld altyd gewoond gewees om hulle nuus in koerante te kry of om hulle nuus op die nuus-TV-kanale te luister of partykeer op radio. Maar die Time Magazine in 2011 sê toe die grootste nuusmaker in die geskiedenis is die mense wat betoog. Die sogenaamde bloggers.
Die mense wat teen hulle regimes in hulle lande opgestaan het en begin het met Facebook en begin het met Twitter en begin het met YouTube en uiteindelik van die doodgewone mense op straat begin het om te praat teen die regimes van die dag. Tot en met 2011 was dit onmoontlik om van diktators ontslae te raak. Jy moes maar onder die tirannie daarvan leef, onder ouens soos Khomeini van Egipte en Gaddafi van Ethiopië, gewelddadige, bloeddorstige mense wat hulle mense laat vergaan het. Totdat daar eendag 'n stil ouetjie in Ethiopië, Vlamin, Facebook begin het. En vir die mense vertel het, hoe lyk die onderdrukking in sy land. En toe die Ethiopiërs hierdie man uit die land uit verdryf en na Albanië toe stuur, toe begin die gewone ou op straat met dieselfde as wat hy te doen, en so het hulle hierdie groot magtige leier uitgewerk. En dit is ook so in die Bybel gewees. In die Bybel was dit moeilik om van 'n diktator ontslae te raak. As jy na Samuel kyk en as jy na konings kyk, sou daar hoogstens gestaan het, so of so het in bewind gekom, hy het vir soveel jaar geregeer, hy het gedoen wat sleg was in die oë van die Here, hy het doodgegaan en so het hom opgevolg. Die mense het dit nie gewaag om teen die slegte konings iets te sê nie. Die profete wat het gedoen het, Jesaja en Jeremia, hulle is doodgemaak. Inteendeel, so erg dat Jesus vir die Fariseërs op 'n stadium in die Nuwe Testament sê, julle rig grafte vir hierdie profete op, maar julle voorsate het hulle vermoor. En daarom, as daar nou vanmôre een sosiale media blad in die Bybel kon wees, van 'n ouetjie wat geblog het, as jy nou vanoggend die Afrikaans verstaan, wat geskryf het, dan sou dit vanmôre 2 Samuel 11 gewees het. Want hierdie teks is 'n shocker. Hierdie teks is die mees eksplisiete teks in die Bybel van 'n man wat droog maak. Dawid, die psalmpieskrywer. Dawid, die Goliat verslaaner. Dawid, die een wat die harp speel en wat die skape oppas. Dawid, die een wat sy kinders bymekaar probeer hou het. Dawid, die gewese witbroodjie van God. En in hierdie gedeelte lees ons van die ongelooflikste goed wat hy aangevang het. Jy weet, hierdie teks begin vanmôre by vers 1 in die lentetyd. Dalk was dit die inskrywing die dag van die ou op Facebook. Een dag in Jerusalem in die lentetyd. Die tyd toe die konings opgetrek het om oorlog te gaan maak. Die tyd toe dit tyd was vir die ander nasies om te begin inbeweeg en grond oor te neem, stuur Dawid vir Joab en sy gevegters uit voor hom. En Dawid bly agter in Jerusalem. Hoekom doen die koning dit? Hy was veronderstel om oorlog toe te gaan, hy was nie lus nie. En toe doen Dawid dit wat net gelukkige mense doen, hy vat 'n middagslaapie. En na sy middagslaapie lees ons hy het op sy dak in sy tuin, op sy daktuin gaan loop. Dis maar wat die mense in Jerusalem gedoen het in die lente, want dit was warm. En in die skemertyd, as jy op jou daktuin geloop het, kon jy so 'n bietjie van die oostewind vang en dan het jy afgekoel. En wat Dawid daar op sy dak doen, is hy hou sy stad dop. Hy sien alles wat almal doen, en onder andere kyk hy vir 'n vrou wat bad. En in plaas daarvan om weg te kyk, hou hy aan kyk. In plaas daarvan om die internet af te sit, en vir jouself te sê waarmee jy nou besig is 'n afgryslikheid voor God, want dit skend alles wat seksueel en heilig voor God is. Kies Dawid om sports daai middag te maak. En wat Dawid doen is, hy gaan vra oor hierdie vrou. Hy gaan vind uit oor hierdie vrou.
En toe hy uitvind wie sy is, toe sê hy vir sy soldate in die paleis, nooi haar na my toe vir high tea, ek en sy gaan bietjie tee drink. En die gemeente op die einde van die dag was dit meer as net tee. Hy het by haar geslaap. En toe Dawid gedink het, niemand sal my tog sien nie, wie gaan in elk geval tog hiervan weet? Toe skryf die bloggers hierdie hoofstuk. En Dawid het toe gedoen wat hy gedoen het, en hy het vir Batseba teruggestuur na haar huis toe, en Dawid het gedink, alles is oukei, ek is nie uitgevang nie, totdat daar eendag 'n notaatjie onder sy deur opdaag. Koning, ek is swanger. O vet. Nou is Dawid in die moeilikheid. Dawid het droog gemaak, hy het teruggeval, hy het agteroor geval in die gemors in. En toe word sy gemors net groter. Gemeente, as jy nou vanmôre hierdie ding beleef en weet, as sonde op jou voorstoep opdaag, dan kan jy een van twee goed op sonde gooi. En al twee hierdie metodes werk ongelooflik goed. Jy kan water op jou sonde gooi, dan groei dit vinniger as die bossies in jou tuin, of jy kan gif op jou sonde gooi. Jy kan na God toe draai, en jy kan dit afkry. Maar Dawid doen die volgende. Hy is bang Uria, een van sy dapperste strydvegters, vind dalk uit oor wat hy gedoen het, en hy laat haal hom van die oorlogsveld af. Watter koning in die middel van die oorlog laat haal een van sy voorste dapper vegters van die oorlog af en met hom sweet nothings in sy paleis te gaan sit en praat? Dalk het Uria iets agtergekom. Dalk het Uria sy vrou dopgehou en gesien, maar sy is nie wie sy was nie. Dalk het hy gesien hoe sy haarself isoleer en die hele tyd net op haar foon geheimsinnig werk. Hoe sy nie vir hom in sy oë kon kyk nie. Dalk het Uria, wat 'n baie goeie generaal was, 1 en 1 by mekaar gesit en 'n baie goeie 2 gekry, want dis wat goeie generaals kan doen. Hulle kan somme maak. En toe sit Dawid die eerste aand en hy maak vir Uria dronk, voer vir hom kos en wyn in, en hy sê vir hom, gaan na jou vrou toe. Maar Uria was nie so dom nie. Hy gaan slaap in die stadspoort, en Dawid stuur 'n klomp geskenke agter hom aan. Hierdie Uria was nie dom nie. Hoekom sal die koning in die middel van 'n oorlog vir my geskenke gee? Wat moet ek daarmee in die stadspoort gaan doen? Ek moet oorlog toe gaan. En die volgende dag, toe die soldate nou maar te bang was om iets te sê, toe gaan sê hulle vir koning Dawid, koning, hierdie man het nie by sy vrou gisterand gaan slaap nie, hy was by ons in die stadspoort. Toe besef Dawid, hy gaan drastischer moet wees. Toe nooi hy hom weer, en daai aand maak hy vir Uria so dronk soos 'n spook. En hy sê vir homself, nou het ek vir Uria net waar ek hom wil hê. Die volgende dag toe hulle wakker word, toe hoor hy, Uria het weer in die stadspoort gaan slaap. En vir Dawid om te probeer om uit sy moeilikheid te kom, het hy gedink, daar's net een uitweg oor. En hy stuur 'n brief saam met Uria na Joab toe. Tot nou toe het Dawid droog gemaak. Tot nou toe het Dawid agteroor geval en in die gemors ingeval, maar van nou af sou Dawid bloed op sy hande hê. Want hy sou verantwoordelik wees vir die dood van 'n persoon. En Uria stap met sy eie doodsvonnis terug na die oorlog toe. En Joab, wat nie vra vir sy koning nie, doen maar gedwee wat die koning van hom vra, want dis wat 'n topveggeneraal doen. Hy vat net die opdrag en hy voer dit uit. En hy sit vir Uria in die voorste linies van die oorlog. En hy word doodgemaak in die oorlog. En toe hulle die boodskap terugstuur na Dawid toe, en hulle sê vir Dawid, koning, dit het gebeur wat u gedink het sou
Uria is oorlede. Kyk net die ongelooflike reaksie wat Dawid het in vers 25 wat ons vanoggend saam lees. Ag, jy moet jou dit nie te veel aantrek nie. Ag, dit gebeur maar. Dit gebeur nou maar so dat mense in die oorlog omkom. Dat mense maar in die oorlog sneuwel en sterf. Gemeente, hoekom is 2 Samuel 11 in die Bybel? Want hierdie teks maak vir my bang. Hierdie teks maak vir my doodbang. Hierdie gedeelte leer vir ons, gemeente, dat maak nie saak wie jy is nie. Jy moet pas op. Jy moet baie, baie versigtig met jou lewe omgaan. Jy moet pas op dat middagslaapies jou nie uit jou geloof uit laat slaap nie. Vat 'n middagslaapie, ek bedoel dit nou baie simbolies. Jy sien wat gebeur is toe Batseba haar man klaar gerou het en die routyd van 6 maande verby is, toe is sy al hoogswanger en Dawid gee vir haar Voyager myle. Hy sê vir haar, kom trek hier in by die paleis. Maar niemand in Dawid se ryk het die moed gehad om vir die koning te sê waarmee hy besig was nie, want net nou het hulle dalk in die voorste linies van die oorlog beland. Hierdie gedeelte vanmôre sê gemeente, pas op om op die terrein van sonde te gaan speel en te dink jy gaan veilig wees en te dink jy gaan oukei wees. Pas op die terrein van die Satan te speel, want hy gaan vir jou vernietig. Dit is sy spesialiteitsveld. Hy spesialiseer in agteroorval mense. Dis waarmee hy goed is. En arme Batseba, wat haar man moes rou, 'n hele nasie se lewens word vernietig, want Uria word uit die geslagslyne uitgehaal. Hy het nie 'n nageslag nie. En koning Dawid maak net al hoe droër en droër en droër, totdat 2 Samuel hoofstuk 12 op die toneel verskyn. En ek dank die Here vanmôre dat hoofstuk 11 vir ons gegee is. Want as hoofstuk 11 nie vir ons gegee was nie, sou hoofstuk 12 nie so besonders gewees het nie. Want een van die ouens in Dawid se ryk, God se man, die profeet Nathan, het die moed om te sê wat die res van sy mense nie bereid was om te sê nie. Die babietjie wat Batseba sou kry, was nie Uria se nie. Het was Dawid se baba. En toe hy by koning Dawid instap, toe vertel hy vir hom hierdie pragtige verhaaltjie van 'n ou wat skapies gehad het, en toe die skapies groot is, toe kom slag hulle die skape. Gaan lees maar weer hoofstuk 12. En dan sê Dawid in vers 5 tot 6, hy het homself so vererg vir hierdie ou in die storie, dat Dawid vir Nathan sê, ons moet hierdie ou laat vergeld. Hy kan nie wegkom hiermee nie. En die skrikwekkende woorde van hoofstuk 12 vers 7. Dawid, jy is daardie man. Jy is daardie man. En as u Psalm 51 gaan lees, skryf Dawid hierdie Psalm na aanleiding van Nathan se besoek aan hom, nadat hy oorspel gepleeg het met Batseba. En hoe Dawid in Psalm 51 vers 8 sê, Here, wat u verwag van 'n mens, is 'n rein hart. Wat u verwag van 'n mens is om skoon te kom met homself. Want Here, vir 'n jaar lank al, kan ek nie meer vir die ou in die spieël kyk wat vir my kyk nie. Vir 'n jaar lank al is ek besig om 'n ander man se vrou te onteer in u oë. Ek het alles wat heilig en reg en mooi vir u was, het ek gevat en ek het dit ontheilig. Ek het u reëls gebreek, ek het u wette gebreek en ek het myself geregverdig, want ek is tog koning. En toe word Dawid in sy eie verhaal Goliat wat geval het.
Maar gelukkig God dank dat Dawid vir die eerste keer in 'n jaar nie agteroor val nie. Maar vir die eerste keer in 'n jaar val hy vooroor. En hy val in die Here in. Want Dawid het die Here geken. Dawid het geweet, God sal jou nie as jy val net los nie. Hy sal jou nie ignoreer nie. Hy sal sy genade op jou uitstort. En dan vra Dawid in vers 12, hy vra vir die Here vir 'n nuwe begin, 'n skoon begin, 'n tabula rasa. Hy sê, skep in my 'n rein hart, o God. Skep in my 'n skoon hart, maak my kop skoon, maak my hart skoon. Jy weet gemeente, dit is vanmôre, in plaas van om gif te gooi, in plaas van om water op jou sonde te gooi, is dit om gif te gooi. Om vir die Here te sê, Here, hou my oë in u hande. Help my om nie te kyk waar ek moet kyk nie. Here, hou my hande in u sin vas, sodat ek nie moet doen wat ek nie veronderstel is om te doen nie. Here, kom hou my gedagtes in u hande vas, sodat ek nie sal dink en bedink wat u nie wil hê ek moet nie. En Dawid kom skoon van sy lewe. En weer word Dawid die wit broodjie van God. Die man so na aan God se hart, omdat Dawid geweet het waarom sy genade te gaan kry. En gemeente, vanmôre as ons hier by die nagmaalstafel kom sit, is dit jou en my geleentheid om ons geheimsinnige lewens vir die Here te kom gee. Is dit jou en my geleentheid om daar waar die wêreld my nie sien nie, daar waar niemand weet wat ek doen nie, maar waar God nog steeds alles raak sien, vir die Here kan kom gee. Vir die Here kan kom vra. Here, wees vir my genadig. Want ek het nie afgesit toe ek moes nie. Ek het nie toegemaak toe ek moes nie. Ek het nie gif gegooi toe ek moes nie. En nou die Here vanmôre vir jou en my by hierdie nagmaalstafel kom ontmoet en vir jou en my kom sê, daar's niks so groot in jou lewe wat die wisser van die kruis nie kan uitwis nie. Want op die kruis van Jesus Christus kom God en hy kom vee alles van die tafel af, alles. Daar's niks in jou lewe so groot dat die Here dit nie kan wegvat nie. As u dink jy het droog gemaak, gaan kyk hoe groot het Dawid droog gemaak. En in daai hoofstuk sê Nathan vir Dawid, die Here is vir jou genadig. Mag ons vanmôre met die uitdeel van hierdie tekens en die gebruik daarvan, mag ek en jy vanmôre iets van hierdie genadige God beleef in ons lewens. Die Here wat vir jou en vir my kom sê, hou op met jou geheimsinnige geraamtes. Hou op om te doen wat jy dink niemand jou kan sien nie, want dalk eendag sien 'n blogger jou raak en hy ontbloot alles wat jy doen. En dan gaan dit vir jou te laat wees. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Dankie Here Jesus dat u genade groot is. En dat ons vanmôre weer by Paulus moet hoor, en ons moet nie dink dat ons op 'n rots staan en nooit kan afval nie. Nee, Here, ons almal is maar blootgestel en blootgelê aan hierdie wêreld. En nie een van ons is perfek nie, sê Jakobus vir ons. En daarom het nie een van ons enige rede om te roem nie. Daarom kom bid ons vanmôre vir die tekens van die nagmaalstafel.
Dat U daardeur nie net vir ons in ons geloof sal kom versterk nie, maar ook daardeur vir ons wil kom wys hoe lief U vir ons is. Dat U bloed gevloei het, en dat U liggaam gebreek het. Hou vir ons vas in U hande. Amen. Gemeente, ek gaan vra dat terwyl die nagmaalstafel voorberei word, kan julle maar net daar by julle self in stilte nadink oor wat die Here vanoggend met julle deel. Kom ons berei die tafel voor. Dankie. Dankie Bram. Dankie jongen. Gemeente, dit is nou gewoonlik by hierdie tyd wat 'n ou die nagmaalsformulier voorhou. Maar ek dink met die boodskap vanmôre was dit duidelik genoeg hoekom ons hier is. Om die Here se genade te ontvang. En dan gaan ek nou vra dat al ons diakens sal kom en terwyl die tekens uitgedeel word gemeente, gaan ons lekker musiek luister vir Henty wat speel. Dink so 'n bietjie na oor vanoggend, hou jou tekens by jou totdat almal gekry het en dan gaan ons lekker saam die tekens gebruik. As daar besoekers is van gemeentes en jy het die vrymoedigheid om in jou eie gemeente 'n nagmaal te hou, dan nooi die kerkraad van ons gemeente jou uit om dit saam met ons ook vanoggend te vier. Aan die binnekant, as jy die handvatsel sien, aan die binnekant van die handvatsel is die druiwesap en aan die buitekante is die wyn. So kom ons ontvang dan die tekens.
As hy vriende, ek sien die tekens is op pad terug hier na ons toe. Daar sê, ek wil tog dan net vra, dit kan ook so gebeur, is daar dalk iemand wat per ongeluk oorgeslaan is met die uitdeel van die broodjie. Nie daarbo sien nie. Gert, daarbo is almal reg, die kant, ek kan nie soos ver sien nie. En dan is almal dan ook tevrede, niemand is oorgeslaan met die uitdeel van die kelkie nie. As jy is, wys tog net vir ons. Nee, dit lyk vir my goed. Dankie Gert, dankie Dani, dankie vir almal van julle, al die diakens. Gemeente, voordat ons die tekens gaan instel, gaan ek vra dat ons sal staan en ons geloof hardop saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Hier kan die sitplek neem. Die aand met die laaste ete het die Here Jesus die brood geneem, hy het dit gebreek en hy het dit aan sy disippels gegee en hy het vir hulle gesê, van nou af, elke keer as julle van hierdie brood eet, vier julle my dood, totdat ek eendag weer kom, dat hierdie brood dan ook die simbool word van die liggaam van Christus, wat vir elke een van ons gebreek het. Nadat hy dit gedoen het, het hy die beker van danksegging opgeneem. Hy het die wyn voor sy disippels ingeskink en hy het vir hulle gesê, neem hierdie beker en elke keer as julle uit hierdie beker gaan drink, moet julle weet dat my bloed gaan vloei as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Daarom kan ons dit vanmôre ook so gebruik. Here Jesus, u liggaam het vir ons gebreek en u bloed het vir ons gevloei, sodat ons daardeur
die genade mag ontvang, om vergewe te mag wees, vir dit wat ons gedoen het, om die kloof tussen ons en God te verbreek. Dankie dat U met die kruis 'n nuwe baan kom weg het, 'n nuwe pad kom oopkap het, vir ons om in U te kan sterf, en saam met U te kan opstaan. Kom gebruik dan vanmôre hierdie tekens as versterking vir ons. Mag ons vanmôre hier uitstap as verloste kinders. Want Here, dit is wat ons is. In Jesus Christus ons Here. Amen. Dankie julle. Dankie julle. As die gemeente net 'n herinnering, as jy vanoggend uitgaan, neem asseblief jou kelkie met jou saam. By die deure is daar houers. Jy kan net vir ons die kelkies daar inplaas. Dit maak die werk vir die diakens na die tyd net baie makliker. Ons gaan afsluit met lied 2 met 493. Ons sing daarvan vers 1 en 3 en 6. Jesus neem die sondaars aan. Kom ons staan dan, sluit ons af. Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding. Die wat op die dwaalweg gaan, van die sonde en verleiding. Diep is hy oral begaan, Jesus neem die sondaars aan. Soos 'n herder soek die Heer na die skaap wat afgedwaal het. Bring dit na die kudde weer, waarvoor hy so duur betaal het. Hy laat geen verdwaalde staan, Jesus neem die sondaar aan. Hy my heiland spreek my vry, selfs al staan ek voor hom skuldig. Hy wat regter is oor my, het my straf gedra onskuldig. Ek sal nie verlore gaan, Jesus neem die sondaars aan. Weet dan vanmôre dat die Here se genade baie groot is, en dat die liefde van die Here Jesus wyer is, dieper is en hoër is as alles wat jy ooit sal doen. Maar weet ook dat die Heilige Gees jou nie los soos wat jy is nie. Amen. 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 Amen.